Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 17de April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Hofskok met Malema se vonnis. Nuushooftrekke vir vandag: miljarde rande se water word vermors as gevolg van lekkasies en swak instandhoudingswerke. Hofskok met die vonnis van die EFF-leier. Skietstilstand tussen Israel en Libanon bewerkstellig. Rolf Meyer is die beste persoon volgens die ANC vir ambassadeurspos. Die Bulle en Dragons pak mekaar vanaand in 'n VRK-wedstryd. Blitsbokke speel die naweek in Hong Kong Sewes. Die leier van die Economic Freedom Fighters, Julius Malema, is deur die streeklandros in Oos-London gevonnis tot 5 jaar direkte tronkstraf. Die voorsittende landros, Toinette Olivier, het derentyd kalm en professioneel opgetree. Sy het die verdediging ruim geleentheid gegee om vrae te stel en hulle saak volledig te stel dat hy op 'n proses wat volgens regsprosedures verloop het. Suid-Afrika het hulle asem opgehou na 'n dramatiese wenning in die Oos-Londense streekhof, waar een van die land se mees omstrede politieke leier skuldig bevind en gevonnis is. Die leier van die Economic Freedom Fighters, Julius Malema, is in die streekhof in Oos-London skuldig bevind op aanklagte wat reeds maande lank opslag gemaak het. Die hof het bevind dat daar voldoende bewyse was om 'n skuldigbevinding te regverdig, 'n uitspraak wat onmiddellike reaksie ontlok het van ondersteuners en kritici oor die land. Buite die hofgebou het groot groepe ondersteuners byeengekom met emosies wat hoog geloop het. Analiste waarsku die politieke landskap ook erg beïnvloed kan word, veral met verkiesings wat op die horison lê. Die Economic Freedom Fighters se toekoms en strategie kan nou onder die vergrootglas kom, terwyl teenstanders die uitspraak as 'n keerpunt beskryf het. In tye soos hierdie word vertroue in die regstelsel wel getoets. Die vraag bly staan: geregtigheid bo politiek of word dit daardeur beïnvloed? Meer besonderhede sal volg soos wat die situasie ontwikkel. Die land kyk na die volgende stap, die appel, wat moontlik nog groter opslag kan maak. Regskenners meen dat die appelproses lank en kompleks gaan wees en dat dit moontlik die implementering van enige vonnis tydelik kan opskort. Buite die Oos-Londense streekhof het ondersteuners van die Economic Freedom Fighters hulle ontevredenheid duidelik gemaak. Die minister van Water en Sanitasie, Bemi Majudina, het bekend gemaak dat die munisipaliteite meer as 25 miljard rand se water in 1 jaar verloor het. Hierdie verliese is hoofsaaklik die gevolge van verouderde infrastrukture, pype wat bars en lek, swak instandhouding, gebrek aan tydige herstelwerk, onwettige aansluitings, water wat gesteel word, gebrekkige bestuur, onvoldoende monitering en beplanning. Wat beteken dit vir die gewone Suid-Afrikaners? Gereelde wateronderbrekings, lae waterdruk in huise, hoër koste vir munisipaliteite wat uiteindelik belastingbetalers raak, en toenemende risiko van watertekorte, veral in droëstreke soos die Vrystaat. Hierdie probleem is nie net finansiëel nie, dit raak ook voedselsekerheid, boerdery en besproeiings, gesondheid, toegang tot skoon water en ekonomiese groei. Water wat verlore gaan is nie net geld wat verlore gaan nie, dis 'n land se toekoms wat stadig weglek. Die ontplooiing van die nasionale weermag saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens is nie bedoel om die rol van die polisie oor te neem nie, maar eerder om hulle by te staan in die bekamping van bendeverwante misdade. Volgens owerhede funksioneer die weermag in hierdie operasie onder die gesag van die polisie en werk hulle saam om veiligheid in getuisterde gemeenskappe te laat herstel. 'n bedrag van 850 miljoen rand is vir hierdie jaar begroot om hierdie gesamentlike operasies te kan finansier. Die fondse dek onder meer logistieke ondersteuning, ontplooiing van personeel en operasionele aktiwiteite. Daar is reeds verskeie arrestasies uitgevoer wat dui op tasbare vordering in hierdie stryd teen georganiseerde misdaad. Gemeenskappe begin nou die impak sien van hoe belastingbetalers se geld aangewend word om veiligheid te verbeter. Samewerking tussen magstrukture kan die verskil wees tussen vrees en veiligheid in ons gemeenskappe. 'n Skietstilstand tussen Iran en Libanon sou glo gister in werking getree het nadat deur die Amerikaanse president Donald Trump aangekondig is. Van die ooreenkoms is om vyandelikhede tussen die twee lande te beëindig en verdere militêre eskalasie in die streek te voorkom. Aan die kant van Libanon staan president Joseph Aoun, terwyl Israel verteenwoordig word deur die eerste minister Benjamin Netanyahu. Die internasionale gemeenskap hou hierdie situasie nou fyn dop, aangesien die sukses of mislukking van die skietstilstand 'n groot impak op stabiliteit in die Midde-Ooste kan hê. Vrede begin nie wanneer wapens stil word nie, maar wanneer vertroue begin groei tussen lande. Die ANC het die benoeming van Rolf Meyer as Suid-Afrika se ambassadeur na die Verenigde State verwelkom en
en beskryf hom as die regte persoon vir hierdie pos. Volgens die ANC beskik Meyer oor jare se ondervindinge in onderhandeling en diplomatie wat hom goed posisioneer om Suid-Afrika se belange in Washington DC te kan bevorder. Die rol van ambassadeur in Suid-Afrika word as strategies belangrik beskou, gegee die sterk ekonomiese en politieke bande tussen Suid-Afrika en die Verenigde State. Die party meen verder dat Meyer se betrokkenheid tydens Suid-Afrika se oorgang na demokrasie bewys het dat hy oor die nodige vaardighede beskik om komplekse internasionale verhoudings te kan bestuur. Diplomatie bou brûe waar politiek soms murig oprig. Die Suid-Afrikaanse polisie ondersoek 'n saak van moord na skietvoorval in Klipfonteinweg in Rondebos. Volgens voorlopige inligting is 'n 54-jarige man tydens die voorval op 'n parkeerterrein doodgeskiet. Die nooddienste is ontbied, maar die man is op die toneel doodverklaar. Die polisie het 'n ondersoek van SAPO gestuur en doen 'n beroep op enige lede van die publiek om met inligting na vore te kan kom. Enige persoon met inligting kan die stopmisdaadnommer by 08600 1011 skakel. Alle oproepe sal streng vertroulik hanteer word. Op hierdie stadium is die motief vir die aanval nog nie bekend nie en geen arrestasies is nog bevestig nie. Die suikermaatskappy Tongaat Hewlett het voorlopig daarin geslaag om likwidasie te vermy. Die saak dien in die KwaZulu-Natal Hooggeregshof in Durban, waar die hof beslis het om die verrigtinge tot Junie uit te stel. Die uitstel gee die maatskappy verdere tyd om finansiële oplossings te oorweeg en moontlike herstrukturering te implementeer. Die Tongaat Hewlett, 'n belangrike rolspeler in die suikerbedryf, het die afgelope tyd finansiële uitdagings beleef wat tot die dreigement van likwidasie vir hierdie maatskappy gelei het. In besigheid beteken tyd dikwels die verskil tussen herstel en sy ondergang. Volgens die huidige onderhandelinge oor brandstofpryse in Suid-Afrika gaan motoriste hulle regmaak vir skerp stygings in beide petrol en diesel. Voorlopige aanduidings wys dat petrol met sowat R3 per liter kan styg, terwyl diesel moontlik met tot R9 per liter kan toeneem. Hierdie voorgestelde verhoging plaas verdere druk op verbruikers en die ekonomie, aangesien hoër brandstofkoste dikwels lei tot stygende voedselpryse, hoër vervoerkoste, verhoogde inflasie. Motoriste sal hulle hande dieper in hulle sakke moet steek, terwyl besighede waarskynlik die ekstra koste na verbruikers sal moet oordra. Wanneer brandstof styg, voel elke huishouding hierdie impak van die pomp tot op die tafel. Die Bloubulle is vanaand in Wallis in aksie, waar hulle teen die Dragons te staan kom in hulle VRK-wedstryd. Die wedstryd word regstreeks op SuperSport 201 uitgesaai en beloof om goeie, kompeterende rugby te lewer met albei spanne wat sterk wil eindig in hierdie kompetisie. Die afrigter Johan Ackerman het gesê hy is tevrede met die span se voorbereiding en glo die groep is gereed vir die uitdaging op die vreemde bodem. Die Bloue sal daarop fokus om dissipline en afronding reg te kry teen 'n Dragons span wat tuis altyd baie gevaarlik is. In rugby word 'n wedstryd nie net gewen nie met talent nie, maar met voorbereiding en uitvoering onder erge druk. Die Blitsbokke is vandag in Hong Kong Sewes in aksie waarin hulle groepwedstryde speel teen Uruguay, Spanje en Argentinië. Die Suid-Afrikaanse sewespan sal mik om sterk te begin en momentum te bou op die groepfases, met elke wedstryd wat belangrik gaan wees vir hulle plek in die uitspelronde is. In die vroue afdeling is die Suid-Afrikaanse vroue sewespan ook in aksie en hulle kom teen 'n sterk teenstand te staan in hulle groepwedstryde teen Australië en teen die Kanadese span. In hierdie wedstryde gaan 'n goeie toets wees vir die Suid-Afrikaanse dames om te sien hoe hulle meet teen die wêreld se top 7 spanne. In sewes rugby word elke minuut getel. Momentum kan binne sekondes alles verander. Die rugbyspan van Grey College reis na Boland, waar hulle 'n groot skole rugbykragmeting teen Parel Gimnasium te staan sal kom. Die ontmoeting vorm deel van die naweek se skole rugby toernooi en word as een van die hoogtepunte op hierdie kalender beskou. Die Grey manne pak die lang pad na die Weskaap met hoë verwagtinge aan, terwyl Parel Gimnasium gereed maak om 'n tuisveld te kan verdedig met tipiese Boland krag en tempo. Albei skole het 'n sterk rugby tradisie en hierdie kragmeting beloof om fisieke, vinnig en hoogs kompeterend te wees. In skole rugby beteken elke reis meer as net afstand. Dis 'n toets van karakter voor die skop selfs gaan plaasvind. Die Suid-Afrikaanse dames speel vandag teen Indië in Durban, waar tipiese warm toestande kalm en uitdagend gaan wees. Die reeks word as 'n belangrike toets vir die Proteas beskou, veral omdat Indië tans een van die sterkste witbalspanne ter wêreld is, met 'n diep kolflys en goeie spinaanval. Die Suid-Afrikaanse kaptein Laura Wolvaart is onder die vergrootglas na onlangse tydperk waar sy nie haar gewone hoë standaarde met die kolf bereik het nie. Sy bly egter 'n kernspeler in die span en haar rol as kaptein is krities om stabiliteit aan die oorgrote orde te gee, die span deur druksituasie te lei en 'n voorbeeld te stel met haar kalm benadering.
Die sleuteltog se sê vir die Proteas sal wees om sterk openingsvennootskappe met die kolf te doen, beperking van grenshoue in die middelbeurte, skerp velwerk en vangskote onder druk te kan benut. India aan die ander kant sal staat maak op hulle ervaring en diepte om vroeg druk te plaas en momentum te bou. Hierdie reeks is nie net oor wen of verloor nie, maar ook oor die voorbereiding vir groot internasionale toernooie, van spansamestellinge en kombinasies en die bou van selfvertroue in sleutelspelers. Die Stormers pak môre die Ierse span Connacht in 'n belangrike VRK-wedstryd in Kaapstad in die DHL stadion. Die wedstryd beloof om harde en taktiese wedstryd te wees met albei spanne wat daarop uit is om punte op die punteleer te verseker soos die kompetisie sy laaste fases nader. Die Stormers sal steun op hulle tuisveld voordeel en sterk Kaapse ondersteuning terwyl Connacht bekend is vir hulle fisiese benadering en dissipline in hulle verdediging. Albei spanne wat graag momentum wil opbou, word 'n gedigte en kompeterende wedstryd verwag. In die VRK word wedstryde nie net gewen met flair nie, maar met karakter, geduld en uitvoering onder druk. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1932, Polokwane 1427, Lephalale 1731, Mbombela 1529, Mahikeng 1625, Pretoria 1627, Johannesburg 1524, Ermelo 1125, Galagadi 1531, Gaborone 1730, Richards Bay 1936, Pietermaritzburg 1426, Durban 1934, Port St Johns 1834, Pongola 1832, Maputo 2133, Bethlehem 1115, Bloemfontein 1321, Alawal Noord 1222, Welkom 1419, Vryburg 1525, Kimberley 1426, Appington 1427, Prieska 1227, Springbok 916, Karasburg 1120, Keetmanshoop 1326, Mariental 1530, Alexanderbaai 1522, Brandvlei 1021, Loederitsbaai 1420, Vredendal 1222, Kaapstad 13 en 17, Sutherland 4 en 15, George 11 en 20, Jeffreys Bay 1428, Geberra 1432, Grafreinet 1326, Kapogolas 1122, De Aar 1125, Molteno 10 en 19, Beaufort West 1025, Oos-London 1634, Mabalane 2033. Die reënval vir vandag, die Weskaap, swaar reën word verwag, koue fronte beweeg in vanaf die weste kant, kans op sterk winde en donderstorms bestaan. Die Noord-Kaap, lig tot verspreide reën, meer bewolk en nat in die meeste dele, reën hoofsaaklik in die suidelike streke sal plaasvind. Die Oos-Kaap, verspreide buie, kusgebiede kry die meeste reën en die binnegebied is meestal bewolk. Die Vrystaat gaan meestal droog wees, is gedeeltelik tot swaar bewolk, maar klein kans vir ligte buie bestaan in die namiddag. Die Noordwes gaan droog wees, bewolkte toestande en geen noemenswaardige reën sal plaasvind nie. In Gauteng sal dit droog tot gedeeltelik bewolk wees en goeie reën word verwag in sommige dele. KwaZulu-Natal, ligte tot verspreide buie, hoofsaaklik langs die kusgebiede. In Mpumalanga gaan min reën kry, maar dit sal bewolk wees met klein kans op ligte buie. Limpopo provinsie gaan droog wees, maar warm en gedeeltelik bewolk. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.41 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.75, die euro verhandel teen R19.33, die pond kos R22.20, die yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2094, palladium per fyn ons is $1555, silwer per fyn ons is $78.55, goud per fyn ons is $4790, Brent olie per vat is $94.93. Gedagte vir die dag: mag jou dag lig wees, jou werk klaar kom en jou hart rustig ingaan na hierdie naweek. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.